Hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot die ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, kom na U toe, in die naam van ons Here Jesus Christus, hier in hierdie teenwoordigheid, die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat U aan ons geskenk het, en ons kom met dankbaarheid vanmôre na U toe. Dankbaarheid as U kan kom, dankbaarheid as ons kan staan, dankbaarheid om te weet U is met ons, alles ons gelapte mense, dat U is met ons, dat hierdie net 'n seisoen is, en dat daar verwagting is, 'n ewige verwagting. Ek vra dat U boodskap sal uitgaan, soos U wil vanmôre, wat dit kom deur die Heilige Gees, dat ek maar nie die spreekbuis is. Ons bid in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Julle kan net sit plek inneem. Net verskoon dat is mense wat op pad is, daar is 'n krisis, hulle mag dalk nie inkom terwyl ons besig is. Hopelik sal dit nie te steur wees nie. Die Here gee vir my gesange van bevryding. Hier in Jesaja 12, dit sê hier, en in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het. U toorn is afgewend en U het my vertroos. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my besalling, en Hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde uit die fonteine van heil, en julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want Hy het die heerlike dinge gedoen. Laat dit bekend wees op die hele aarde, juig en jubel, o inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Die Here wil duidelik vandag met ons almal praat. Ons het 'n situasie in ons familie gehad waar droefheid ingekom het. En hoewel dit erger kon wees, sien ons raak wat gebeur het. En snaaks genoeg vanoggend gee die Here vir hierdie spesifieke vers, hy sê 2 Korintiërs 7 vers 10, maar die droefheid volgens die werk onberouwelijk werk die dood. Die Here sê vanmôre, ons moet 'n gesang sing van bevryding, ten spyte van die dinge in ons wêreld, ten spyte van die dinge wat gebeur. Jy sien, ek preek dit gereeld en ek dink ek verlede Sondag weer gepreek, daardie bevryding, daardie werklike vrede. Die woord van die Here sê in Johannes 8 vers 36 dink ek, as die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. Die Seun jou vrygemaak het, is jy waarlik vry. En hy sê Filippense 4 vers 7, dan sal jy 'n vrede beleef wat alle verstand te bowe gaan. Ons het verlede week het ek oor hierdie goed gepraat. Ek het gepraat oor dat nederigheid die liefde is, of die taal van liefde is wat Jesus verstaan, wat ek graag wil hoor. Maar ek het ook vir julle gesê dat geloof is nie geloof nie. Dit gaan daaroor om Jesus te vertrou. Om hom te vertrou. Ek het vir hierdie boodskap vertel van hoe hierdie man hier oor die Niagara valle op hierdie ding tou geloop het, heen en weer, uiteindelik later 'n kry wat daar oor gestoot het, en vir almal gevra het, glo julle ek kan 'n mens in hierdie kry waar hy oorstoot, en almal het gesê ja. En ek herhaal dit terwille, want die kamera het afgegaan en ek kom nou daarby. Ek het gesê ja, en ek het gesê ja, hy vra, ek soek 'n volonteer, ek soek een ou, en niemand nie. Jy sien, dit is baie keer waar ons geloof is. Ons glo wat ons het gesien wat Jesus kan doen, ons gehoor wat Jesus kan doen, ons glo dit werklik. Maar as ons lewens, ons vertroue in hom sit, dan wankel ons. Ek het jy vertel hoe sekere mense met sekere dinge, met siektes of gebreke of wat ook al gebore word, en hoe die Here een van twee dinge doen. Aan die een kant bring hy baie keer wonderwerke en daar kom genesing, nee. Ander kere dan kom die genesing nie fisies nie, maar daar is 'n innerlike genesing, daar is 'n innerlike vrede wat kom sê, but God, die Here het dit. Ten spyte van hierdie ding. Ten spyte van die pyn, en partykeer gebeur dit ook agterna. Partykeer gebeur dit in ons lewens, en dan kan een van twee goed gebeur. Die Here kan genees. Maar soms kan ek ook sê, nee, wat ek het 'n ander soort genesing, ek wil jou gebruik. Ek wil jou gebruik. En die kamera het afgegaan, nog aan die begin wys hulle daar vir my,
so en ek gee wel die diens moet aangaan, ek kan nie stop nie. En vandag besef ek, die Here het daai gestop, ek weet die Here het gestop. Maar die Here het nodig gehad en gesê, weet wat, ek het nodig dat jy, dis maklik om oor ander mense te praat. Dis maklik om te vertel van ander mense. En die Here te loof en te eer vir hulle te vertel, julle moet ten spyte van pyne, ten spyte van julle afflictions, moet julle by die Here bly. Maar dis heeltemal 'n ander saak as jy self daar staan. En die Here het hierdie situasie gebruik vir opleiding. Ons het hier gehad, en Sondag, ekskuus, ek wil nie alles oor gaan, maar hier as hier herhaling van getuienis is, die Here lei my so. Sy het hier gestaan, toe ons 'n kol gehad het agterna, sy het hier gestaan. En die Gees van die Here was so kragtig op haar gewees. En die Here het my gelei om my hand op haar te lê en te sê, dit wat daar binne aangaan, dit wat stikkend is daar binne, ek spreek genesing in die naam van die Here Jesus Christus. En ek het geglo dat iets met dat herms met te doen het, maar vandag wonder ek, eintlik glo ek, dat die Here het al gelaat dat ek bid vir dit wat nog sou gebeur. Lily het hier agterna, toe ons koffie gedrink en die eerste liedjie wat sy kom soek het, is daardie liedjie wat sê, The Jesus Way. Wat sê, maak nie saak hoe seer jy my maak nie, ek gaan jou nie seer maak nie, ek gaan jou lief nie. Dit gaan oor vergifnis, min wetende, dat sy by die deur uit gaan en dat ons binne 2 ure in 'n situasie gaan wees waar ons moet vryspreek, waar ons werklik vergifnis sy en ons ook, waar ons vergifnis sal moet uitdeel, dis maklik om te praat. Profeties in die Here gewerk. Hallo julle. Ek het gepreek en gesê, onthou net, vandag kan jou laaste dag, wees jy kan hier uitloop. Min wetende dat 2 ure, binne 2 ure nadat Lily uitloop, gaan ons wêreld net so omgekeer. En ons is vandag in daai situasie, waar ons daar was. En nou kom die Here en hy sê, maar as jy waarlik die Here is, jy 'n soort vryheid, jy het 'n vryheid en 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, en dis absoluut hierdie week beproef en getoets, en die Here het ons nie in die steek gelaat nie. Hy het ons nie in die steek gelaat nie. Sien, soveel mense wat allerlei wette vashou en allerlei reëls vashou om by die Here uit te kom, maar hulle kom nooit by die Here uit nie. Hulle kom by 'n klomp reëls wat op papier geskryf is uit, maar kom hulle nooit by Jesus uit. Maandagoggend het ek hier ingeloop om te kom bid. Toe het ons net geweet, as iets fout met haar rig, maar ons het ook geweet hoe ernstig dit is. En ek kom hier en ek salf my hande en ek strek my hande uit daai kant en ek sê, Here, ek bid dat hierdie bene geheg word, dat hulle by mekaar kom, dat daar waar operasie nodig is, as dit nodig is, dat u met die dokter se hande sal werk. En net daarna kom die oproep, ons moet kom, hulle gaan hem opereer. Geliefdes, toe maar ek gaan nie die hele getuienis herhaal nie, dit kom maar net so deel van die preek, van die boodskap. Dis net 'n voorbeeld, hierdie getuienis die Here ons gee. Ons kom daar, en hulle laat my nogal ons bietjie toe by haar, alles is normaalweg nie so nie, maar om haar te bemoedig, want sy lê daar, sy mag nie beweeg nie, en ons hoor nee, sy het haar rug gebreek, sy het die hele pans gevat, en sy het het sleg gebreek. Trouwens, ja, agterna die dokters herken, dat die gedink sy sal weer loop nie. Lily kon nie eers haar arms optel. En hulle praat van ek het dit nou maar genoem, 'n impakfraktuur, hulle sê, is van bo tot onder, daardie wervel heeltemal gebars. En die probleem is ook ons vandag, want dit is 'n absolute nooddringende operasie om iets te probeer, wat te probeer stabiliseer. Maar daar is 2 dokters, dis 'n murgspesialis, en dan hierdie beenhegtingsspesialis, hulle twee moet saamwerk, en as hierdie een operasie, en as daai operasie, hulle twee moet saam. Maar toe ek hierdie ding hoor, toe gaan ek weer uit en sê, Here, ek het vanoggend gebid, dat hierdie ding sal heg. En een van ons gemeentelede, en ek wil vir u dankie sê vanmôre, ek wil vir elke een wat omgegee het, elke een wat 'n boodskap gestuur het, elke een wat 'n gebed gedoen het, al weet ons nie daarvan nie, ons waardeer dit, en ons weet al hierdie gebede het saamgekom, al hierdie dinge het saamgewerk. Maar een stuur vir my, terwyl ek daar in die wagkamer is,
Iemand het nog nie weet eintlik, en ons het nou maar so pas gehoor hoe ernstig dit eintlik is, hoewel die dokter baie positief praat, maar ek het ons 'n gees van onderskeiding. Ek kom ons agter, hy sê eintlik so tussen die lyne. Dis die goeie nuus. En iemand stuur vir my hierdie Psalm 34, 19 en 20, vers 19 en 20 in Engels. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He keeps all his bones, not one of them is broken. En sy stuur hierdie gebed, Father, you will not leave Lily alone, for you are near. She may have affliction, but you deliver her. You are so loving and faithful. So I look to you now, Father, keep these bones. I ask for healing and give you every ounce of glory in Jesus' name. Amen. Nou as jy Afrikaans daarvan lees, Psalm 34, dan is dit natuurlik vers 20 en 21, dan sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Hoor mooi, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, selfs die regverdige beleef teëspoed, maar uit die almal red die Here hom, uit daardie teëspoed. Vers 21, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. En toe ek hierdie woorde lees, as die geloof wat net wou wankel, wat net wou weg gaan terugkom. En net daarna as ek weer by Lily in die kamer en hierdie dokter kom in, hoor mooi wat sê hy. Hy sê, ek het nie meer nodig, dis nie die markspesialis, ek het nie nodig om daar te wees. Ek het weer na hierdie skennings gaan kyk. Ons het 'n fout gemaak. Ja, maar dit is gebreek. Maar die murg is nie eintlik 'n gevaar nie. Ek het nie nodig om by te wees. Ek was wag daar net vir die dokter Erasmus. En 2:15 daardie middag, en ek prys die Here met dankkom, want ek besef, soos dat ek hier gestaan en gebid het, en soos daai profetiese woord uitgegaan het, en daai gebed uitgegaan het daai bene al begin regkom. En nie net in 'n lyf nie, maar ook op die skens. Prys die Here. Kan ek al Jy sien, dis wat die Here doen. En ons gaan vir die eerste keer 2:15 af om ietsie te gaan eet te gaan drink onder, en ek wil eintlik nie eers kos bestel, want hoor mooi wat verwag ek nou. Ek wag vir hy oproep, die Here sê, hoor jy, ons het ook die dokters, ons het ook gemaak, ons het dit toegemaak, nou sê en die Heilige Gees kom en sê, hoor jy, moet ek nie dan heeltemal wat ek hoor. Hy sê, jy het ons ook gebid, dat ek die hande van die dokters moet hanteer. Geliefde wat ons gedoen het, maandag, is ek het gegaan en hier Lily Ann in daardie kruiwag gesit en gesê, Here Jesus, stoot U nou hierdie kruiwag, ek vertrou vir U. Ek spreek dit en baie ander mense saam. En die Here het geluister, hy is nog daar. En daarom kan ons kom en sê, nee, ons ken hierdie vrede, ons kry hierdie dinge. Maar ek wil vir julle ding sê, daar is al baie dinge wat agterna kom. Jy was daar gewees op 'n Sondag, moes jy pause hou, want jy is die pastoor, jy is die oupa, jy is die vader van die familie, jy is die een wat almal moet bemiddag en tussen hulle die binne in jou breek, want jy moet dit doen as gemeentelede, en jy preek dinge vir hulle, en nou moet jy jou pause hou, want dit wat jy gepreek het, moet jy ook practice, nee. Dit was nie maklik nie, en agterna, dan kom jy nou dat Lily ook uiteindelik by die huis is, en ek prys die Here, as jy so vinnig herstel het, en ek wil vir sê, die dokter het agterna erken. Hy het oor gesê sy wonderheid, hy sê, nou erken hy, ons nie gedink dat die gou nie weer loop nie. Prys die Here daarvoor. Prys die Here daarvoor, die Here het gewerk, maar waar bewerk hy? Op vertroue, nie daai geloof, hy kan dit doen nie, daai vertroue dat hy dit sal doen. Maak nie saak wat. En ek dank en ek prys die Here dat ons hierdie getuienis moet deurgaan, maar dit dink nou mens vir jouself, ek dink myself, my poppie is gelap, né? En ek dink aan 'n lapop. En ons almal is gelapte mense. Party van ons het gelapte harte, ander gelapte bene, ander gelapte lywe, party gelapte finansies. En so gaan dit aan ons as 'n klomp mense wat gelap is. En ek sê vir die Here, hoe kom dit so wees? Hy sê jy het dit self gepreek. Hy sê jy het daar gepreek. As jy op jou knieë is, is jy naby my. En dis die waarheid. Want wanneer dit julle goed gaan, raak julle al verder en verder van my af. Maar hoe meer julle stukkend is, hoe meer soek julle my aangesig. En dis ook Paulus gesê het, en ek lees dit weer hier in 2 Korintiërs 12, waar hy sê hier, vanaf vers 6,
Nee, vanaf vers 7. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie. Met ander woorde, as ek ootmoedig raak nie, is my 'n doring nie verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy dit van my af sal wyk en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roep, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek die behaal in swakhede en is as die troos. Die Here sê, hierdie is die troos, hierdie is die voorbereiding, hierdie is om seker te maak, jy kom daar, want nou is jy lappoppe, jy is almal gelapte mense, met allerhande dinge. Maar eendag gaan julle parels in die kroon van Jesus wees. En hy berei julle voor daarvoor. En hy wil vir vanmôre bemoedig, ek weet jy hou vas aan Jesus. Hou vas, want dan kom die ware bevryding wat net deur die Here kom. Nou hierdie Jesaja 12 volg op iets, en dit is op Jesaja 11. In Jesaja 11, baie van hierdie dinge wat hier geprofeteer word, het reeds in vervulling ingegaan. En baie daarvan is besig om in vervulling ingegaan. Luister 'n bietjie wat sê hy hier in Jesaja 11. Hy wil vir sê die Here het nie net gekom om jou te red uit die helse vuur uit. Hy het gekom ook om jou reg te maak. Hy het gekom om jou heel te maak, of dit jou hart is, of dit jou gedagtes is, of dit jou liggaam is. En baie keer daai breek het hy toegelaat, baie keer hy nooit dit dinge vir gelees. Dit gebeur met die regverdige en met die verlore, maar albei kry hierdie afflictions, maar die regverdige luister hy, die regverdige kan nie nog iets doen vir jou. En baie keer gaan hy jou heel maak, en ander kere gaan jy dalk soos ou Niek nog steeds nie armse bene hê nie, maar jy gaan hierdie vrede in die Here beleef en alle verstand te bowe gaan, want jy weet, hierdie is net 'n seisoen. En weet jy wat, geen geld in die wêreld kan hierdie seisoen koop nie. Geen studie wat jy doen nie, geen studie van die wet van die Here, niks daarvan kan koop en kom as die Here met jou werk. Hy sê van vers 1, Jesaja 11, luister mooi. Maar daar sal 'n takkie uitspruit in die stomp van Isaai en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Isaai is natuurlik die vader van Dawid en hy is natuurlik die voorvader van Jesus, en hierdie wortel wat hier uitkom is Jesus Christus, né? Hy sê, en op hom sal die gees van die Here rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en vrees van die Here. En ek wil vir julle sê, hy het die gees ontvang, maar wat het hy gedoen? Hy het dit nie vir homself gehou nie. Hierdie is 'n profesie. Maar Jesus het gekom. 'n Seisoen, net soos hierdie seisoen, hierdie gelapte seisoen eendag eindig. Het 'n seisoen geëindig. Toe wat gebeur het? Toe Jesus op 'n Vrydag sê, dit is volbring. Dit is volbring. En hy self opstaan op 'n Sondag en daar was 'n 7 weke seisoen voordat die Gees van die Here vir ons gee, sodat ons hierdie dinge kan hê. Sodat ons kan sê dat ons die gees van wysheid en verstand kan hê, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here om te weet. Wat se kennis praat hy van? Dis wanneer die wet in jou hart geskrywe is. Dis wanneer jy nie meer onder 'n wet staan en jy dink jy vat 'n kort pad na die huis, maar is eintlik 'n lang pad, né? Dit is 'n Claude Forster het gesê, wettisme is die vrees om onvoorwaardelik te vertrou. Hier kom hy woord vertroue in. Om onvoorwaardelik te vertrou dat dit wat Jesus gedoen het voldoende is. En dit wat hy doen nog steeds voldoende is. Hy sê mense wat aan voorskrifte en wette wil vashou, het 'n innerlike fobie. Dis 'n ander soort vrees, né? En ons moet insien dat hierdie voorskrifte wat lyk soos 'n kort pad eintlik die onmoontlike ompad is van selfverlossing. Want dis wat mense doen, hulle besef dit nie altyd nie. Maar ek sê vir wat God, ons moet ook onthou, Augustinus het die volgende gesê, hy het gesê, God het ons vir homself gemaak. En ons hart bly onrustig, tot dit rus vind in hom. Hier kom hy dus weer in. Tot dit rus vind in hom. Jy kan in niks anders rus hê nie, as in Jesus Christus nie. Hy verskaf, hy gee die volkome rus. Hy sê, en hy het in elk geval aan die vrees van die Here. Hierdie vrees is absolute vertroue, geloof in God, dat hy almagtig is. En hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel wat sy ore hoor nie. Onthou wat ek verlede week gesê het. Van iemand wat die fotootjie stuur,
of 'n prentjie van Jesus wat hier sit, en die vrou sit in die kroeg met 'n bier voor haar, en hy sit en hy sy hand om die vrou vas, en hy sê, o nee, dis nie Jesus, Jesus moet nooit daar wees nie. En ek het vir julle gesê, hulle ken nie vir Jesus nie. Jesus het gesê, ek het gekom vir die sondaars, ek keer nie goed wat sy doen nie, maar ek sien binne in haar, ek sien die goedheid in haar, maar nog belangriker, ek sien die potensiaal in haar. Net so wat al wil ons nie verstaan nie, al voel het hulle so onnodig, al voel het dit is die kleinste, die een wat eintlik die minste seerings kry, maar die Here het potensiaal ook in hulle gesien, potensiaal in die omstandighede, potensiaal in die feit wat onthou net, ek sê vir jy, Jesus was nie agter die stuurwiel van my kar nie. Ek sê dit regtig, en ek sê nie die persoon is die duiwel nie, maar die duiwel was agter die stuurwiel. Roekeloosheid was definitief deel daarvan, hoëspoed ook, ek gaan dit nie eens wegsteek nie, maar ons moet vergewe, want dis kinders, jong mense, wat hierdie ding doen. Maar wat Jesus sê is, toe Lily Ann weer eens die gees van die Here hier ontvang het, die gees van die Here saam met hy uitgegaan. En al het sy na die kar geklim, het die Here gesê, ek kan nie keer wat gebeur nie. Want hy mag nie omkeer, maar ek kan beskerm. Ek kan vashou. Met ander woorde, wat ek vir jy sê, die Here sien die potensiaal. Dit wat sy oor sien, maak nie dat hy jou veroordeel nie. Dit maak, hy sien die potensiaal. Hy sien wat jy kan wees, nie wat jy is. En hy leer ook sy oor uit die leesers daar, hè. Hy luister nie na skrywerstorie, sê, ok, nou skryf my een af. Hy vat hy informasie en sê, ok, ek moet hiermee werk. Ek moet hiermee kan werk. Ek het nou die week iemand raak geloop in die hospitaal. Ek was eintlik baie teleurgesteld gewees, maar die persoon my eintlik 'n bietjie vasgevat, eintlik gekorrel het, omdat sy 'n sekere storie gehoor het, wat ek aan sy gesê het oor haar. En eintlik 'n vertroulike gesprek met iemand gehad het, waar iemand net mooi op 'n liefdevolle manier gewaarsku het, en die persoon het gaan oordra, maar hy het dit anders te gaan oordra, maar dis nie wat belangrik is nie. Wat belangrik is die feit, dat jy kan mense nie vertrou nie. Mense hoor 'n storie en gaan oploop daarmee. Nou eintlik het hier 'n goeie ding gebeur, want ek het hierdie dame kon hierdie ding uitsorteer, die misverstand uit die weg uit te ry. Maar ek het gesê, die Here misbruik nie dit wat hy hoor nie. Dit wat hy hoor gebruik het in goede. Hy is nie soos ons nie. Met ander woorde, hy is daar. Hy is daar vir die swakkes, hy is daar vir die gelapte mense, mense wat gelap moet word. Hy sê vers 4, maar in die armes, nou praat hy van armes, nie van jou finansies en jou beurs nie. Hy praat van arm van gees. Hy praat van jy wat die Here nodig het. En almal het die Here nodig. Hy praat van hulle wat besef dat hulle die Here nodig het. Dat hulle eintlik niks is sonder God nie. Hy sê, maar in die armes sal hy geregtigheid reg doen en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die asem van sy lippe die goddeloose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene en trou die gordel van sy heupe wees. Baie van hierdie dinge is reeds daar. Jesus het gekom, Jesus het gesterf. Nou kom hier uiteindelik wanneer die paradys herstel word, wanneer die parels herstel, wanneer die lamp op hulle weer parels is, vers 6, dan by die wolf by die lam, en die luiperd gaan lê by die bokkie, en die kalf en die jong leeu, en die vetgemaakte vee by mekaar, en 'n klein seentjie sal hulle aanjaag. Imagine daai laaitjie of iemand daai mannetjies met 'n stokkie jag 'n leeu af soos 'n besige skaap. Ja. Maar dis hoe dit gaan wees, want jy sien, dit is hoe die skepping was. Toe die Here geskep het ons geheers oor die diere, en as ons geen gevaar nie, totdat die vloek van die sonde ingekom het. In hierdie uitstekende, gelapte wêreld is die gevolg daarvan, maar die Here gaan alles herstel. Hy gaan alles regmaak. Ons gaan weer in die paradys wees. Waar die wolf en die lam langs mekaar lê, waar die leeu aangejaag word. En hier kom nou so 'n stukkie slegte nuus vir my seun. Van die dolf en môre hier gewees het, maar hy het gister teruggekom van Amerika af. Luister mooi, gou hierso. En die koei en die beerin wy, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os. Dit dink ek vir myself, nou gaan die leeu strooi eet soos die os. Dis dit was in die begin, onthou die skepping gaan lees 'n bietjie. Ons het nie vleis geëet nie. Die diere, al die diere, het gras geëet, en ons het pele geëet, ons het die vrug geëet, né? Die vrug in die bome, die vrug in die groente, die vrug aan die koringare, die mielies is van ons eet die vrug, die diere eet die ander. Dis eers na die tweede val, na die Noag en die ark wat hierdie dinge verander het. Nou sê hulle nog altyd, my seker die hemel gaan na biltop bome wees. Nou ek weet nie.
Dawie, hy gesê, kyk vanmôre, ek weet nie, jong, ek dink nie so nie. Maar terwyl van jou hoop op was, nee. Maar weet jy wat? Ons is gebroken, stikkende mense in 'n stikkende wêreld. Ons is gerap. Maar dis net 'n seisoen. Want jy sien, as jy daai verheerlikte liggaam het, gaan jou begeertes en dit wat vir jou lekker is, in elk geval ook verander. Ek kan jou verseker, die Here gaan jou voorsien van alles wat heerlik is wat jou liggaam dan wil hê. Nee. Ja. En die suigeling speel, vers 8, en die suigeling speel by die gat van 'n adder. En die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilisk. 'n Basilisk is 'n baie verskriklike reptiel. Hulle sê dit is die ergste van die serpents. 'n Kind sal sy hand uitsteek. Vers 9, hulle sal geen kwaad doen of verderf ander op my hele heilige berg nie, maar die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem ontdek. Hier kom daai ware kennis van die Here, wat Jeremia 31 van praat, wat Hebreërs 8 herhaal. Jy sien, dis die kennis. As jy 'n ontmoeting met Jesus gehad het, dan is jy nie in daai posisie, ek lees hierdie klomp wette en ek moet probeer om dit te doen nie. Nee, jy het 'n ontmoeting met die Here en hy kom en hy werk in jou hart. En dan kom die waarheid. Wat is die waarheid? Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele verstand, met jou siel, met alles net. En wat is die tweede wat daarmee gelyk staan? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan sê die Here Jesus aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Liefde. Dis ook Galasiërs 5 vers 22, dan noem hy die vrug van die Gees, is daar 9 dinge. Dit het alles te doen as die Here. Jy kan nie so wees uit jou eie nie. Dis as die Here jou wil verander. Alles te doen met liefde. Dan sê vers 23, teen sulke dinge is die wet nie. Ag pastoor, maar wat van die 4de gebod? Ek het al baie verduidelik. Dis wat die Hebreërs ook sê, Hebreërs 4. Hy sê vandag as jy die woord hoor, moet jy hardkoppig wees nie. Hy sê jy kan nou die Sabbatsrus ingaan vir altyd. Jesus is die Sabbat vir ons. Hy is die Sabbat, hy is die vrede, hy is die een wat die vrede gee, hy is die een wat die ware rus gee, nie daai vals tydelike rus wat 'n dag dien nie. Daai permanente rus elke dag. Kennis van die Here. En in die dag sal die nasies vra na die wortel van Israel, waar daar staan as 'n banier van die volk en sy rusplek sal heerlik wees. Jy praat ek nou weer van hy rus. Daai heerlike rus wat ons in hom kry. En hy is die banier. Wat is 'n banier? Dis amper soos 'n bordjie wat vir die pad wys. Draai hier, draai daar. Nee, hulle soek na hierdie wortel, hulle soek weer die nasies. Jy sien, die Here het gekom, Jesus het gekom vir sy volk, vir Israel. Maar hulle wil verwerp. En die ander nasies as gevolg daarvan, jy sien, ons ken daai verhaal van die vrou wat gesê die hondjies, né, sal die krummels wat van die tafels af, maar ons het daai hondjies. Ons gesê wel, ons vat wat ons kan toe kom en ons besef. Ons het nie 'n wet en allerlei voorskrifte nie. Ons kan net hierdie man wat gekom het aan hom vashou, aan hierdie Jesus Christus. Met ander woorde, nie daar sal die nasie vra na die wortel van Israel, dis Jesus, wat daar staan as 'n banier van die volke, met ander woorde, die een wat die rigting wys, en sy rusplek, om by hom jou rus te vind, sal heerlik wees. En vers 11, van die dag sal die Here weer die tweede keer sy hand uitstrek. Hy steek dit die tweede keer vir Israel uit, né? Want hy het 'n belofte aan Abraham gedoen, al het hy hom verwerp. Hy het gesê, hulle sal gered word. Hy sal sy hande tweede keer uitsteek, trek, om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië, en Egipte, en Patros, en Kus, en Elam, en Sinjar, en Hamat, en uit die kuslande van die see. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies en op mekaar wat kom. Die seuns van Israel verdryf is, en versamel die dogters van Juda, wat verstrooi is uit die 4 hoeke van die aarde. Dan sal die naleiwer van Efraim verdwyn, en die teestanders van Juda sal uitgeroei word. Efraim sal Juda nie beny nie, en Juda sal Efraim nie benoud maak nie. Maar hulle sal die Filistyne op die skoue vlieg teen die weste en saam die kinders van die ooste plunder. Edom en Moab is in die buit van hulle land, en die kinders van Ammon is hulle onderdanig. Hoor mooi, en die Here sal die seetop van Egipte met die manvloed tref, en deur sy gloeiende wind sy hand oor die Eufraat swaai, en dit uit mekaar slaan, en 7 strome, sodat 'n mens met skoene daardeur kan loop. Dis amper soos toe hy die volk deur die Rooi See gelei het, wat hy
deur die wind gekom het en die see is geskei. En ek wil vir julle sê, as jy bietjie gaan dophou, sal jy sien die Efrate-rivier is al reeds so opgedroog, dat mense plek deur die rivier kan loop. Ons is so naby. Vers 16, daar sal 'n groot pad wees vir die oorblyfsel van sy volk, wat voorberei het soos daar geen gewees het vir Israel op die dag toe hy uit Egipte land opgetrek het. Geliefdes, as ons hierdie dinge besef, dat baie van hierdie gebeure, dat ons dit beleef, en dat baie van hierdie dinge al reeds vervul is, en dat ons so naby op die punt staan van ander, dan sal ons besef, dat ons werklik op 'n punt is waar ons kan kom en hierdie bevryding lewe. Ek lees gou weer vir jou. As al hierdie dinge gebeur, as hierdie dinge, meeste van hierdie dinge gebeur, daar sê ons in die dag sal jy sê, ek dank U Here, dat U toornig op my gewees het. U toorn is afgewend en U het my vertrou. Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword, en julle sal water skep met vreugde in die fonteine van heil, en julle sal in die dag sê, dank die Here, roep sy naam aan, maak sy dade onder die volke bekend, verkondig dat sy naam hoog is. Psalm sing tot eer van die Here, want hy heerlike dinge gedoen, laat dit bekend wees op die hele aarde. Juig en jubel oor inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Ek wil dit weer lees. Die Frans sal weer gaan, en die woorde waar dit weer gaan. Ek wil sê vir jou, juig en jubel oor het liggaam van Christus, want die Heilige Gees van Israel is groot hier in julle midde. Ek het dit beleef en ek kan dit net getuig, ek en my familie. Jy kan self besluit of jy werklik wil vertrou en glo. Amen. Ek wil vra dat die Pikkie het gesê die jeug wil iets doen, as hy amen gesê het. En hy is van hande saam, nou is die tyd.